Het jy al agtergekom hoe maklik ons mense aan hulle foute onthou? Iemand kan 10 dinge reg doen, maar daardie een ding wat verkeerd geloop het, daardie een ding, word die ding wat ons van hulle onthou. Daai een gesprek, daai een onttrekking, dit is hoe hulle onthou. En dan soms gaan ons selfs verder, ons gaan verder en ons onthou nie net wat hulle aan iemand gedoen het nie, ons begin besluit, dis wie hulle is. Dit raak hulle etiket, hulle identiteit. Ons sê dinge soos, daai persoon is onbetroubaar, sy stel altyd mense teleur, dis maar net hoe hy is. Maar wanneer ek kyk na hoe Jesus met Petrus werk, sien ek iets heeltemal anderste. Petrus het nie net 'n klein foutjie gemaak nie, hy het nogal 'n groot voetfout gemaak. Die aand voor Jesus se kruisiging het Petrus 3 keer ontken dat hy vir Jesus ken. Dis baie bekende storie, ek sekerlik meeste van julle het dit al gehoor. En onthou, Petrus was die een wat voor almal gesê het, kyk gou sy woorde in Matteus 26, al sal almal u in die steek laat, ek sal u nooit in die steek laat nie. Maar 'n paar uur later doen hy presies dit. Kan jy nie dink hoe het Petrus daarna oor homself gevoel? Wat moes hy gevoel het? Net die vernedering, die skaam. Maar dan kom Johannes 21. Jesus is uit die dood opgewek en hy en Petrus sit weer by mekaar en Jesus vra vir hom in Johannes 21, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? 3 keer vra Jesus vir Petrus of hy hom lief het. En elke keer gee Jesus vir hom dieselfde verantwoordelikheid weer. Hy sê, laat my lammers wei. Pas my skape op, laat my skape wei. En dit tref my. Jesus ignoreer nie Petrus se mislukkings nie. Hy weet dat hy foute gemaak. Hy het intendeel geweet dat hy foute maak nog voordat hy foute gemaak het. Maar hy maak nie asof dit nooit gebeur het nie. Maar Jesus laat ook nie toe dat daai fout wat Petrus gemaak het, daai mislukking, hy laat nie toe dat dit sy identiteit word nie. Jesus kyk na 'n man wat hom 3 keer verloon het en steeds sien hy iemand wat hy kan gebruik. Steeds sien hy nie net Petrus se potensiaal nie, hy sien sy hart raak, sy ambisie, sy passie vir God se koninkryk. Iemand wat kan groei, iemand wat aan wie hy weer verantwoordelikheid kan gee. Ek wonder of ons soms vir mense minder ruimte gee as wat Jesus vir hulle gee. Ons hou hulle vas by 'n ou weergawe van hulle self. Ons onthou wat hy of sy 5 jaar gelede gedoen het. Ons verwag amper dat hulle weer gaan misluk. Dit raak maar die identiteit, die prentjie, die patroon wat ons amper beginne indink vir daai mens. En selfs wanneer hulle beginne verander, vertrou ons nog die ou storie meer as die nuwe groei. Geliefde, ruimte om te groei beteken ek laat toe dat iemand meer kan word as die mens wat op hulle slegste dag was. Ruimte om te groei. Ruimte om te groei beteken ek laat toe dat iemand meer kan word as die mens wat hulle op hulle slegste dag was. Miskien moet jy dit vandag ook hoor oor jouself. Jy is nie net jou grootste fout nie, verseker nie. Jy kan nie net die plek waar jy misluk het raak sien as die som totaal van jou lewe nie. Jesus ken die waarheid oor Petrus, maar hy sien ook wie Petrus nog kan word. En so sien God die waarheid oor jou lewe en hy sien ook wie jy nog gaan word en kan word. So dink vandag aan die mense rondom jou, dink aan jouself en die mense rondom jou. Het jy iemand vasgevang in 'n ou weergawe van hulle self? Het jy dalk jouself vasgevang in 'n weergawe van jouself wat Christus nie sien nie? Geliefde, genade sê nie dat die verlede nie gebeur het nie, maar genade sê die verlede hoef nie die laaste woord te hê oor wie iemand nog kan word nie. En ek glo daar's mense vandag wat dit oor hulle self ook moet hoor en oor hulle self moet bid. So wil jy nie vandag hierdie gebed net saam met my bid nie. Vader, dankie dat ek weet vandag dat U sien my binne-in baie meer as ek myself sien. U sien elkeen van ons met potensiaal en genade. U kyk deur 'n bril en 'n filter na ons wat ons weinig self vir ons toelaat. Ons skenk onsself nie daai genade nie. En daarom, Here, as ons daai genade nie vir onsself skenk en nie vir onsself ken nie, is ons baie keer ongenaakbaar teenoor ander mense. Ons het nie genade of ruimte vir ander mense nie. Ons plaas hulle in daai boksie, in daai identiteit, in daai area, daai oomblik van waar hulle gefouteer het en dit word die etiket waarmee ons hulle takseer. Vader, mag ons ophou om skuldig te wees aan daai sonde waar ons mense verminder, waar ons hulle kleiner maak as wat hulle is, minder waarde gee as wat hulle verdien. Vader, dankie dat ons weet die lewe is nie 'n kort afstand wedloop nie, dit is 'n lang afstand wedloop en daarom is daar baie tyd vir groei en ruimte. Mag ons deur hierdie proses, deur hierdie wedloop leer om U genade meer te kan ken, meer te kan geniet, meer te kan verstaan en ook so daai genade uit te leef teenoor ander mense. Ek bid vir daai in die mooi naam van Jesus. Amen en amen.
Geliefde, gaan in vrede. Totsiens.